Goeiemôre, ek is Pastor Nikkie Besuidenhout en ek groet julle vandag in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek wil met jou praat vandag oor die volgende gebeurtenis op God se profetiese kalender wat die boodskap is vir hierdie dag en tyd waarin ons lewe. En ja, die gedagte is kyk op. Jesus kom spoedig terug. En laat my toe eers vanmôre die woord van die Here vir jou te lees. Ek vat my kosbare Bybel en lees vir hierdie groot waarheid uit 1 Tessalonisense die 4de hoofstuk vanaf vers 13 tot 18, hoor wat sê die Here se woord. Hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die wat geen hoop het nie, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat aan Jesus ontslaap het saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, nie deur die opinie van 'n mens nie, nie deur die gedagtes van sommige teoloë nie, maar deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here Jesus, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat 'n fantastiese woord. Die woord arpazo wat ons hiervan gelees het, die woord weggevoer, is die Griekse woord arpazo, wat beteken to snatch away, to forcefully take away. Dit gaan 'n kragmanifestasie van God wees, wanneer die wegraping plaasvind. En ek sien die Here wys vir my kosbare Amos, is seker een van die oudste profete in die Bybel. En die Here wys vir Amos 'n baie mooi gesig, want God wil 'n baie belangrike boodskap met die mense deel. En jy lees dit in Amos die 8ste hoofstuk vers 1 en 2, hoor wat sê hy. Hy sê, dit het die Here my laat sien. Kyk, daar was 'n mandjie met somervrugte. En hy sê, wat sien jy, Amos? En ek antwoord, 'n mandjie met somervrugte. Toe sê die Here vir my, die einde het vir my volk Israel gekom. Wat 'n pragtige gesig het hy gesien. Hy sien hierdie mandjie met watertand lekker vrugte wat in hierdie mandjie is. Nou dit gaan seker 'n pragtige boodskap wees wat die Here nou vir my gee, want hierdie mandjie lyk verskriklik lekker. Die Here sê vir hom, nee, jy sien, die ryp vrugte praat van iets wat 'n volle siklus gegaan het. Dit is ryp, dis op die punt, dit moet gebruik word, want dit gaan verrot, daar's nie meer 'n lewensspan oor nie. Die tyd het vir die vrugte uitgeloop, die tyd is verby, so dit kondig 'n tyd van oordeel aan. En ek lees Openbaring 1 dat Johannes is soos 'n bandeling op die eiland Patmos verban, en terwyl hy alleen op hierdie granietagtige eiland is, sê hy, ek was in die gees op die dag van die Here. Hy sê, en ek hoor iets agter, toe ek my omdraai, toe sien ek die 7 goue kandelaars, wat die kerk van die Here Jesus is. En hy sien die Here Jesus wandel tussen die 7 goue kandelaars, hy is midde in sy eie kerk. En hy sien die Here Jesus wat staan met 'n lang wit kleed aan wat tot op sy voete hang, wat spreek van Jesus se hoë priesterlike gedaante, sy hoë priesterlike sak en sy voorkoms, en hy het wit hare wat wit is soos wol, wat praat van die soos sneeu, so wit sê die Bybel, praat van die alwysheid van God en die grysheid van God, praat van die wysheid en al die kennis van die vaderlikheid van God. En sy oë soos 'n vuurvlam. Alles is open bloot vir die oë van die Here. Daar's niks wat vir die Here verborge is nie, maar alles is open bloot voor hom. En dis 2 strydende swaard wat uit die Here Jesus se mond uitgaan. Maar wat interessant is, sy voete is soos die voete van blink gloeiende koper in 'n oond. En koper in die Bybel altyd simbolies van oordeel. En dit wys vir my dat God is dan gereed om tot die aardse toneel toe te tree en die goddelose bewoners van die aarde tot orde te roep. En die Bybel bevestig dit in 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 9. Kom ek lees dit vir jou. Wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in vuur en vlam uit die hemel verskyn, dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie, en die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd verban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike krag.
Dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom, om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Ja, die volgende gebeurtenis op God se profetiese kalender. Toe die disippels so na die tempel kyk in Matteus 24, vra hulle vir die Here, wat is die teken van die koms? En een van die dinge wat Jesus sê, hy sê in Matteus 24 vers 3, hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Weet jy wat verstom my? Dat ons leef in hierdie verligte eeu, in hierdie verligte tyd waar daar soveel kennis is. Maar die mens is nog so onkundig as wat kan kom. Daar's nog nooit het ek 'n tyd van misleiding gesien soos vandag. Daar is hordes godsdienste. Hier in ons omgewing alleen het hier soos oor die 50, 60 onafhanklike kerkies opgespring, wat elke prediker, wat homself 'n prediker noem, en wat sy eie dingetjie gaan doen, hoofsaaklik omdat hulle nie wil onderwerp aan die gesag van 'n geordende struktuur nie. Maar vreemde leerstellings wat die mense verkondig, goed wat nie in lyn is met die woord van die Here nie. Weet jy, niemand het 'n verskoning nie. Jy moet na hierdie boek van God toe gaan, kyk wat sê die woord van die Here, hierdie boek, hierdie Bybelboek, dit is God se boodskap vir vandag. En God praat deur hierdie boodskap van die Bybel tot ons. So niemand het 'n verskoning om na 'n dwaalleerstelling te gaan luister nie. Jy moet self die woord van die Here lees en hoor. En ek praat van die ontsettende misleiding. Jesus sê, pas op dat julle nie mislei word nie. Handelinge 4 vers 12 sê die Here, want die saligheid is in niemand anderste nie, as net in Jesus Christus alleen. Want daar is geen ander naam gegee onder die hemel of op die aarde, waardeur 'n mens gered kan word nie, behalwe in en deur die naam van Jesus alleen. Hoor my. Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na God toe behalwe deur my nie. 1 Timoteus 2 vers 5 sê die Here, die Bybel sê daar's net een God en een middelaar tussen God en die mens, en dit is die mens Jesus Christus. Hoor my, daar's geen ander manier om in die hemel te kom as deur Jesus nie. Al hierdie vreemde, misleidende godsdienste wat so aan die orde van die dag is, met hulle dwaalleerstellings en wat samenstelling van mense reëls is en mense gedagtes en menslike ordes wat nie van God is nie, vermislei die mense. Mense word gaan verlore omdat hulle Jesus Christus nie ken en hom nie aangeneem het as hulle saligmaker nie. Maar aanhoudend is die Heilige Gees vandag besig om oralste elke Sondag van waaragtige predikers met waaragtige kansels die woord van die Here te verkondig, wat die Heilige Gees deur die prediking mense se harte opwek om hulle tot die Here te bekeer en om die Here Jesus Christus lief te hê en om hom te dien. So ek vra vir jou vandag, glo jy in die wegraping? Jy gaan vir my een van 3 antwoorde gee. Jy gaan vir my sê of ek het nie geweet dat so iets soos 'n wegraping is nie. Ek het al mense gehad wat in my dienste na die dienste na my toe kom en sê vir my, pastoor, hoe weet ons nie van die goed nie? Hoekom preek ons predikers nie oor hierdie goed nie? Ons weet nie van die goed nie. Met ander woorde, miskien weet jy nie van die wegraping. Die tweede ding wat jy my gaan vra is, of jy sal sê, ek weet daarvan, maar ek dink selde daaraan. Jo, dis gevaarlik. En ek het 'n broer by my in die gemeente gehad, en Nigel broer Kobie Roots, as hy my groet, hy sien my, hy groet my, hy vra, hoe gaan dit Kobie? Hy sê, pastoor, kyk op, hy sê, daar's wolke. Hy het 'n koninkryk, hy het 'n wederkomsverwagting gehad. So jy moet gereeld aan die wederkoms dink, aan die wegraping dink. Of jy gaan vir my sê, ek dink baie aan die wegraping, ek dink baie aan die feit dat die Here Jesus gaan terugkom na hierdie aarde toe. Jy sien, hierdie Bybelboek wat ek nou van gepraat is 'n profetiese boek, geskryf met 'n boodskap van ontwaking vir al die bewoners van die aarde, deur die Heilige Gees geïnspireer om mense op te wek. Jy sê vir my, maar hoe weet ek die Bybel is die waarheid? Kom ek net vir jou, weet jy dat hierdie is die beste verkope boek vandag nog in die hele ganse wêreld. Daar's nie nog 'n boek in die wêreld wat meer gesoek word deur mense as die Bybel nie. Hy verkoop alle boeke verkoop hy die mense. Weet jy hoekom? Dis God se woord. Jy sê vir my, hoe weet ek die Bybel is die waarheid? Kom ek vat vir jou net 'n paar bewyse vir jou. In Jesaja 9 vers 5 word die geboorte van Jesus Christus aangekondig deur profesie. 740 jaar later toe kom dit in vervulling waar Jesus gebore is in Bethlehem. In Jesaja 40 vers 3 word die geboorte van Johannes die Doper aangekondig. 712 jaar later kom dit presies letterlik in vervulling. Psalm 2 beskryf hoe dat die gesalfde uitgewerp sal word en dit word vervul met die Here Jesus se kruisiging. Micha 5 vers 1
sê dat die Messias in Bethlehem gebore sal word. 710 jaar later kom dit in vervulling. Psalm 22 vers 19 beskryf hoe dat die Here Jesus se klere verdeel sal word. En dis wat gebeur het by die kruis. 1015 jaar later, na die profesie, kom dit letterlik in vervulling. Sagaria 9 vers 9 verduidelik hoe dat Jesus op 'n esel vul in die dorp sal inry. 487 jaar later kom dit letterlik in vervulling. Sagaria 11 vers 13 sê dat Jesus vir 30 silwerstukke verkoop sal word. 487 jaar later kom dit letterlik in vervulling. Sagaria 12 vers 10, 480 jaar later word dit voorspel dat Christus deurboor sal word. Dit kom letterlik in vervulling. Joël 2 vers 28 praat van die uitstorting van die Heilige Gees. En 800 jaar later kom dit letterlik en figuurlik letterlik in vervulling. Die koms van Jesus kom in 3 fases. Die eerste fase wat ons van lees is die geboorte van Jesus Christus. Dit het ons nou die dag herdenk toe dit Kersfees was, het ons gedink aan die wonderlike geboortedag, die wonderlikste geskenk wat God vir ons in die wêreld gegee het, dis die geboorte van Jesus. En toe het Jesus groot geword, en hy die op 30-jarige ouderdom het hy sy bediening begin, en dit het gestrek tot op en met die kruisiging en die opstanding uit die graf uit, en dan met sy hemelvaart op die Olyfberg. En daar by die Olyfberg het die disippels almal gestaan en kyk hoe dat die Here Jesus in die wolk opgeneem word in die hemel in, en daar staan 2 engele in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom kyk julle hierdie Jesus agterna? Die heel eerste wederkomsboodskap. Waarom kyk julle hierdie Jesus agterna? Want hy sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dit is wat God se kosbare woord vir ons, die belofte van sy woord gee. Na die Handelinge 2 en die uitstorting van die Heilige Gees het die kerk era sy beslag gevind. Ons noem dit vandag die Bybel, is die dispensasie van genade. En die genade boodskap gaan uit. Al wat jy vandag moet doen, is om jou hart en jou lewe vir Jesus Christus te gee. Glo in Jesus Christus, bekeer jou tot God en gee jou hart en jou lewe vir hom. En 1 Petrus 3 vers 3 tot 6 sê die Here, die laaste dae sal daar spotters kom, wat aanhoudend sal spot en vra, waar is die teken van sy wederkoms? En my kinders van die Here, die Heilige Gees is besig om nog steeds oralste mense op te roep. Die tweede koms wanneer Jesus gaan kom, gaan wees met die wegraping wat ek nou met jou oor praat. En daarna gaan die 7 jaar antichrist regering begin, die tyd van die groot verdrukking wat die Bybel van praat, die boek Openbaring. En na die groot verdrukking kom die Here Jesus vir die 3de keer, dit is die wederkoms, kom hy terug. En dan by daardie koms sal elke oog hom sien, wanneer hy kom op die wolke. Nou, hierdie gebeurtenis wat ons hiervan gelees het in Tessalonisense, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, praat van die wegraping. Het dit al gebeur? Handelinge 8 vers 39 en 40 is Filippus besig om 'n doopdiens te hou. En die Bybel sê, en toe hulle uit die water uit opte met die gees van die Here Filippus skielik weggevoer. Daai selfde woord, harpazo in Grieks, word daar genoem. En die hoofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind. In 'n miljoenste van 'n sekond. Uit die water uit opte, is hy weggevoer en hy bevind homself in Asdod. En hierdie woord harpazo is 'n sterk woord wat hier gebruik word in die Griekse taal. En dit praat van to snatch away forcefully. Die Latynse woord wat jy elke nou en dan hoor is die woordjie rapture, maar dit het meer emosionele hoedanigheid rapture, maar die woord wat die Bybel van praat in Grieks is harpazo, to take away forcefully. Dit kom voor ook in Matteus 13 vers 19 waar die Here praat van die saad wat op die grond geval het en die voëls kom en hulle steel die saad, they snatch the seed away, steel die saad. En Johannes 6 vers 15 waar die skare kom en hulle wil die Here Jesus met geweld gryp om hom koning te maak en hy ontglip uit hulle midde uit. Johannes 10 vers 12 sê die Here Jesus dat die huurling kom en hy vlug wanneer hy die wolf sien en die wolf kom en hy doen skade, hy gryp die skaap en hy maak hulle dood. Johannes 10:28 sê die Here Jesus, niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Die woord snatch, harpazo, daai snatch kom nou weer daarna voor, gryp aksie.
Kinders van die Here, voordat hierdie wegraping met Filippus gebeur het, toe hy gedoop het, is daar al 2 wegrapings wat plaasgevind het. Ons lees in Genesis 5 vers 21 tot 24 van Henog, wat getuienis ontvang het dat hy God behaag het, en God het op skielikheid weggevat. En in 2 Konings 1 lees ons van Elia, wat by die vuur waar opgeneem is op die hemel in. Die volgende wegraping is 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 wat ons vanmôre van gelees het. Die Bybel sê hierso dat wanneer die wegraping gaan plaasvind, sal die bassein blaas. En jy moet verstaan, met hierdie wegraping gaan geen oor, net die wat saamgaan met die wegraping gaan die Here Jesus sien. Die res van die wêreld gaan nie vir die Here Jesus sien nie. Dit gaan 'n wonderlike, vinnige gebeurtenis wees. En die Bybel sê Jesus self, die Here self sal van die hemel af neerdal. Hy gaan nie 'n plaasvervanger stuur nie. Hy gaan self op die wolke kom om vir jou en vir my en ons as Christene te kom haal op die wolke. En dan sê die Bybel, die wat in Christus gesterf het, hulle gaan eerste opstaan uit die graf uit. Nou daaroor kan ek nou 'n hele gedagte met jou deel. Want die oomblik wanneer jy sterf as 'n Christen, dra die engele jou onmiddellik weg in die teenwoordigheid van God in die hemel in, waar Vader God vir ons 'n huis gebou het vir ewig, wat nie met mense hande gemaak nie, vir ewig in die hemel, sê 2 Korintiërs 5. En wanneer jy sterf, dan gaan jy reguit na God en jy is in God se teenwoordigheid, totdat hy terugkom met die wegraping. Dan gaan jy saam met hom kom, hy gaan op die wolke van die hemel stop, en jy gaan na die aarde toe kom, daai siel gaan aarde toe kom, en gaan sy liggaam met 'n verheerlikte liggaam, gaan hy opstaan. Dan sê die Bybel, gaan ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Korintiërs 15 vers 22-26 sê, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, en die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. So Christus is die eerste een wat uit die dood het opgestaan het. Dan met die wegraping wat nou gaan kom, gaan al die saliges wat vooruit gegaan, al die Christene wat vooruit gegaan het, terugkom. Hulle is die volgende opstanding, gaan hulle met verheerlikte liggame opstaan, en dan gaan hulle saam met ons weggevoer word, om die Here te ontmoet op die wolke van die lig. En dan die derde opstanding gaan na die 1000-jarige vrederyk kom, by die groot wit troon oordeel, en dan sal al die oorblywende dode opstaan, om voor die wit troon van God te verskyn, om geoordeel te word. En Openbaring 4 vers 1, gee die Here die openbaring in die hele openbaringboek van wat met die mense op die aarde gaan gebeur. En Johannes sien Openbaring 2 en 3, die kerkera, daar word iets soos 22 keer verwys na die kerk, die verskillende 7 gemeentes en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar vir hoofstuk 4 vers 1, dan lees jy nooit weer van die kerk nie. Verskoon my. In Openbaring 3 lees jy van die laaste kerk, die laaste kerkdispensasie wat die wêreld sal deurgaan voor die wegraping plaasvind. En dit is die Laodiceense tyd, die gemeente van die Laodiceense. Laos beteken menseregte. Het jy ooit 'n tyd gesien dat daar meer menseregte aan die orde van die dag is soos vandag? En die Here Jesus staan en hy klop by hierdie menseregte kerk. Hy klop nie by sy eie kerk nie. Want onthou Johannes het hom in Openbaring 1 gesien waar hy midde in die tussen die 7 goue kandelaars wandel. Hy is tussen sy kerk. Kandelaar is iets wat lig gee, wat die kerk is, wat die boodskap van die lig en saligheid uitdra. So hy klop nie by sy eie kerk van toegang, hy klop by hierdie humanistiese kerk vandag, en hy vra, hulle moet hulle bekeer, want die tyd is min, die vrugte is oorryp, dit is die tyd het uitgeloop, hulle moet regmaak, want die wegraping gaan plaasvind. En jy sien, en so vandag het ons nou ook, want hy het die wonderlike belofte wat die Here Jesus Johannes 14 gegee het, vers 1 tot 4. Hy sê dat vir sy disciples, laat julle hart nie ontstel word, ek glo in God, ek glo ook in my. Hy sê, want in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, maar ek gaan om vir julle 'n plek te berei. As ek vir julle gaan en vir julle 'n plek berei, kom ek julle weer haal. Ek kom julle haal, nie iemand anders nie, ek kom julle haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die wegraping. Hy kom ons, he's gonna snatch us away, hy kom ons weggryp, wegruk van die aarde af,
om saam met hom in die hemel te kan wees. Nou sê as ja, maar weet daar so baie mense in die kerk vandag wat hulle kom kerk toe, maar dan glo nie in Jesus, ja, dit het nog nooit tot 'n bekering gekom nie. Die Here sê in Matteus 13, dat daai dag sal Matteus 13, hy sal die engele uitstuur en die engele sal die koring onder die kaf uitskei. En die koring sal hy saam met hom van die hemel toe. En dit gaan 'n ontmoeting op die wolke van die hemel wees. Ons het altyd gesê, ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons het groot geword in die era wat er baie oor die wederkoms gesing is. He's coming back again, he's coming back again. He went away but not to stay, he's coming back again. Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever on through his saving grace. Jy sien, die kerk het vroeger jare baie oor die wegraping en die wederkoms gesing. En kinders van die Here, het jy nog steeds daardie wederkomslied in jou hart? Het jy nog steeds daardie begeerte om saam te gaan met die Here Jesus wanneer hy kom op die wolke? En dit gaan so 'n ontmoeting op die wolke wees dat dit gaan so vinnig plaasvind dat geen oog gaan hom sien nie. Dit behalwe die wat saamgaan met die wegraping. Nou is die vraag wat baie mense nog gevra, wat gebeur dan met my klere as die wegraping plaasvind met my klere wat ek aan het, wat gaan gebeur? Laat die Here jouself antwoord. En 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 30, 53 altyd, 50 tot 53. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid gekleed word. Die Bybel sê ons sal in 'n oogwink se tyd verander word. Daai is 'n Griekse woordjie atomos, wat beteken in 'n miljoenste van 'n sekond gaan dit vat. So vinnig as wat jy oog kan knip. As jy die oog knip, so vinnig gaan die wegraping plaasvind. En jou klere gaan agterbly. Jou klere gaan nie hemel toe nie. Maar vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie, sê die Bybel. Jou trouring en jou neusring en jou oorringe gaan alles net daar bo by jou horlosie, alles gaan net daar bo by lê waar jy was. En jy gaan weg hemel toe. En jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry. 'n miljoenste van 'n sekond gaan dit gebeur. En gaan ek en jy vir Jesus ontmoet op die wolke van die lig. En ons gaan altyd by hom wees. Kolossense 3 sê julle lewe is dus saam met Christus verborge in God. En wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, sal ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. O kinders van die Here, jy moet hoor. Die wat agterbly gaan 'n verskriklike ervaring beleef. Dit gaan as jy 1 Tessalonisense 5 verder lees, vers 1 tot 11, praat hy van dit gaan die gebeurtenis gaan plaasvind amper soos wat 'n dief in die nag toeslaan. Die Here Jesus is nie 'n dief nie. Hy kom haas wat aan hom behoort. Die kosbaarste besitting wat die wêreld vandag het, is die bloedgewaste kinders van die Here, die gelowige, die Christene. En wanneer die wegraping plaasvind, kom die Here Jesus, dit wat aan hom behoort, hierdie kosbare skat van gelowiges, kom hy wegruk uit die wêreld uit en hy vat ons saam met hom huis toe. En die onbekeerde mense gaan dit nie ervaar nie, wat hulle gaan beleef. As 'n dief uit 'n plek uitgestap het, is dit chaos. Alles is omgekeer, dit is de mekaar en dit is verwoesting. En wanneer die wegraping plaasvind, gaan daar verwoesting op hierdie aarde wees. Dit gaan 'n ontmoeting wees wat jy nie so kan verstaan nie. Matteus 24 vers 40 tot 44 lees dit so. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem, die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem, die ander word verlaat. Waak dan omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dat as die huisheer geweet het en watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Jesus kom op 'n uur wat julle dit nie verwag nie. Hoe kan ek gereed wees? Gee jou hart en jou lewe vir Jesus Christus. Dien hom elke dag. Gee jou hart met liefde aan die Here Jesus Christus. Wat jy agterbly,
As jy weggeruk word, jou familie gaan nie saam met jou. Daar's baie mense wat alleen die Here dien, hulle mans wil nie die Here dien nie, of hulle vrouens wil nie die Here dien nie, of die kinders wil nie die Here dien nie. Dit gaan chaos wees. Dit gaan grootste soektog gaan plaasvind. Hulle gaan oralste wees, wat het van julle geword? Waarheen is ons? Wat het gebeur met die wat skielik weggeruk is? Die onbekeerde mense gaan skielik die kerke bestorm, hulle gaan weet iewers het iets gebeur. En dan gaan jy hulle in die kerk, hulle sal kerke storm in die aangesig van die Here gaan soek, maar dan is dit te laat. Babas wat in moeders se arms gelê word op daai oomblik as die wegraap in plaas van, is daai babatjie weg, want daai babatjie het behoort aan die Here. En kinders gaan weggeruk. Kan jy dink wat se chaos gaan op hierdie aarde wees? Dit gaan verwoesting wees. Jy het al die storie gehoor, as 'n vliegtuig sal doods die Here liefhet, die Here dien, en almal in daai kajuit, dis Christen, die wegraping van plaas, is hulle almal weg. Daai vliegtuig gaan alleen aan sonder enige iemand wat dit kan bestuur. Dis verskillende scenario's. Al wat ek weet, dit gaan verskriklik wees. Dat al die jare terug 'n gospelliedjie gesing, I want to be amongst the number when the saints go marching in. Wanneer ons daar by 'n wolk kom, maak nie saak wat hier onder gebeur nie, jy gaan huis toe. Jy gaan saam met die Here Jesus vir ewig en altyd by hom wees. Ek wil afsluit met hierdie woord, Lukas 21 vers 36. Hy sê, waak en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Die woordjie ontvlug althans, is 'n Griekse woord ekbogein, en beteken om skoonveld weg te wees. So hoe kan ek al hierdie chaos wat op die wêreld gaan gebeur mis? Hoe kan ek die anti-Christ regering mis, waar die oordeele van God die wêreld gaan skud? Hoe kan ek dit mis? Deur ekbogein, Lukas 21:36, deur hierdie dinge te ontvlug. Hoe? Deur saam te gaan met die wegraping. Harpazo, saam te gaan met die wegraping. Om Jesus Christus, jou God, te ontmoet op die wolke van die hemel. Kinders van die Here, ek het hulle netop vinnig saamgevat. Ek het hier met die gemeente die Openbaringboek deurgegaan, het was ons 22 Sondae besig gewees, teksvers vir teksvers. Het ons die koringkorrels een na die ander uitgevryf en gekyk, wat sê God, wat is aankom vir die wêreld. Dit is skrikwekkend. Skrikwekkend. Ek het al predikers gehoor sê, hulle preek nie oor die boek Openbaring, dit is te moeilik. Dit is jou verantwoordelikheid as 'n prediker om te ondersoek en te hoor wat sê God in die gemeente te bemoedig. Want dit is steeds 'n boek van verborgenheid, dit is God se profetiese boodskap. En profesie is God wil hê jy moet gereed wees vir die toekoms. God wil hê jy moet 'n deel uitmaak van sy profetiese toekoms. Moenie 'n deel uitmaak van die wat agterbly en smartlike gevolge van die wat ongehoorsaam is en Jesus Christus nie ken nie. God wil hê jy het 'n keuse. Die Here sê, ek wil nie jy moet verlore gaan nie, maar dit is jou keuse. As jy Jesus Christus nie wil aanneem nie, sal jy verlore gaan. Want daar steek een saligmaker en dit is Jesus. En daarom hoor my, al hierdie vreemde leerstellings vandag, waar hulle Jesus nie erken nie, of hy sê 'n goeie mens gewees, hulle glo in ander goed, hulle glo in Moeder Maria, nee, dis nie wat God sê, Moeder Maria beteken niks vir my nie, sy is Jesus se moeder, maar die saligheid is in Jesus alleen, nie Moeder Maria nie. Hoor my vandag, jy moet na Jesus Christus toe kom, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, geen ander saligmaker nie. Roep die Here vandag aan, as jy dit nog nie gedoen het nie, doen dit nou. Gee jou hart en jou lewe nou aan Jesus. En God waarborg jou die ewige lewe. Dan sê jy saamgaan met die wegraping. Dit is die volgende gebeurtenis op God se profetiese kalender. Onthou nou, die Here wys vir Amos die mandjie met die somervrugte, die tyd is verstreke. Die siklus is afgehandel, dit is verby. Dit kan nie, die rit kan nie nog ryp, dit is verby. Die volgende, kyk hoe van Checkers en Pick n Pay, hoe hard spook hulle om al die vars groente en die vrugte langer uit te rek, dat mense dit net kan koop voordat dit sleg word. As hy ryp is dit verby. En die tyd van die wêreld is ryp vir God se oordeele. God het hierdie wêreld meer as 2000 jaar kans gegee om hulle te bekeer. Met sy boodskap van liefde uit sy hart uit, bekeer jou, maak reg, gee my jou hart, my seun, my dogter, gee my jou hart. En as die mens dit nie wil doen nie, die verskriklike storm, uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom, wanneer die wegraping plaasgevind het. Mag God jou krag gee. Eendag moet ons 'n bietjie praat oor die Openbaringboek,
Dank die Here, daar's baie, ek sien daar's baie predikers op YouTube wat die waarheid van God verkondig. Kosbare kollegas van my wat ek sien wat die woord van die Here so suiwer verkondig. Ek is so trots op hulle. Wat die woord onafgewaterd verkondig, dit soos Amos wat vir jou kan sê, so spreek die Here. En never mind wat kerke se opinies is, so spreek die Here. En ek sê vandag vir jou, so spreek die Here in sy woord. Mag God jou seën. As jy wegraap in plaas van voordat ons weer gesels, mag ons mekaar op die wolke van die hemel ontmoet. Tot dan, wil ek saam met Johannes uitroep, Maranatha, kom Here Jesus, kom spoedig.